Dag sê, vandag gesels ons oor hoogmoed en nederigheid. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Korintiërs 4 vers 7 uit, wat soos volg lees. Want wie trek jou voor, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? As ons na die wêreld om ons kyk, sien ons dikwels 'n kultuur wat hoogmoed beloon. Ons word daagliks geleer om onsself te bevorder, ons suksesse van die dakke af uit te besuin en die etiket van die selfgemaakte mens as die hoogste eer te dra. Maar die Bybel draai hierdie wêreldse perspektief heeltemal op sy kop. In 1 Korintiërs 4 herinner die apostel Paulus ons aan 'n baie ongemaklike, maar bevrydende waarheid. Alles wat ons het, is blote genadegawe. Hoogmoed is blind. Dit laat ons glo dat ons talente, ons rykdom, ons onlangse prestasies en selfs ons geestelike groei uitsluitlik die resultaat van ons eie harde werk en briljantheid is. Dit fluister aanhoudend in ons oor dat ons beter is as die persoon langs ons. Maar Paulus weerlê hierdie illusie met 3 deurdringende vrae. Wie trek jou voor? Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy? Nederigheid daarenteen is om met die korrekte Bybelse perspektief die lewe in te gaan. Dit is 'n diepe, eerlike besef dat elke asemteug, elke unieke talent en elke geleentheid wat oor jou pad kom, regstreeks uit die hand van 'n genadige God kom. As ons eers begryp dat alles in ons lewens net genade is, verdwyn die drang om onsself met ander te vergelyk of op hulle neer te sien. Ware nederigheid beteken nie dat jy jouself as waardeloos moet beskou nie. Dit beteken eenvoudig dat jy minder aan jouself dink en meer aan die een wat alles, insluitende jou vermoëns en lewensgeleenthede, aan jou geskenk het. Dit haal ons van die troon van hoogmoed af en herinner ons daaraan dat daar net een God is wat op die troon sit en dat hy hoogmoed haat. As hy jou verhoog het, kan hy jou ook verneder. Kom ons kyk hoe ons hierdie beginsel prakties kan toepas. Maak vandag 'n bewuste keuse om die bril van genade op te sit. Neem 'n oomblik om stil te staan by daai groot sukses of natuurlike talent waarop jy so trots is. In plaas daarvan om jouself op die skouers te klop, draai daardie eie waan om in opregte dankbaarheid. As jy weer in die versoeking kom om te roem oor dinge wat jy bereik het, herinner jouself in die stilte van jou hart, ek is bloot 'n ontvanger van genade. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe my vir die kere wat ek gedink het dat my eie suksesse bloot my eie verdienste is. Vergewe my wanneer ek vanuit die hoogte na ander gekyk het. Dankie vir u oorvloedige genade en die wete dat elke goeie gawe in my lewe direk uit u Vaderhand kom. Deursoek asseblief my hart vandag en verwyder enige wortel van hoogmoed. Leer my om met opregte nederigheid te leef en my naaste lief te hê en hulle te dien en om altyd die eer vir u te gee. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.